wat in die hemel woon, geheilig sy u naam. Laat hierin kom, u wil geskied, in die hemel so ook op aarde. Geef ons vandag ons daagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons ook vergewe die wat teen ons sonde. Laat ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want u is die lijk en ook die sterkte en die eer. Ons Vader wat in die hemel woon, geheilig sy u naam. Laat hierin kom, u wil geskied, in die hemel so ook op aarde. Geef ons vandag ons daagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons ook vergewe die wat teen ons sonde. Laat ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want u is die ryk en ook die sterkte en die eer. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want u is die ryk en die sterkte en die eer, vir ewig en ewig. Goeiemôre broers en susters, hartlik welkom vanoggend rondom die woord van die Here. Net soos vandag buite die belofte van reën is daar ook die belofte van troos in die woord van die Here. Ook besoekers wat vanoggend dalk iemand wees, ook vir sê baie welkom. As u by u eie gemeente vermoedigheid het om in die nagmaaltafel te sit, dan is u welkom om vanoggend saam met ons by die tafel van die Here aan te sit. Afkondigings het u ontvang. Miskien net die twee belangrike datums wat daar op is. Volgende Sondag, altyd 'n diens om na uit te sien. Kerssangdiens. Om Timmins ons 'n pragtige program uitgewerk vir die sangdiens volgende week. So dit gaan iets besonders wees. En dan die 30ste November. Ook ons jaarlikse Bootjiekosdag. Die mense praat van 'n kompetisie, maar dit is nie veronderstel om 'n kompetisie te wees nie. Dit is die dag waar daar in die gemeente dankie gesê word vir die samewerking hierdie jaar. As daar mense is wat vir Anton wil help potte maak, ek bedoel nou nie die potte nie, die kos in die potte, dan moet jy asseblief vir Anton kontak na die diens, maar jy daarom tyd om daaroor te gaan dink, maar op die laaste, na volgende Sondagoggend, moet jy net die name vir Anton gee. En ook wat soort ooit nie gaan maak. Ek het nie vergeet nie, daar is geen verjaarsdae nie, in hierdie week nie. Ons gaan nou rustig word en die Here aanbid en sy naam prys met 'n paar liedere.
voete. Ek wil kom hoor wat u vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir u gees, Heer, as ek my vrae voor u kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel mislei na die ewige dood. Daar soveel oorvloed, selfsug en rykdom, terwyl ander ly in hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders, wat nood en lyding glad nie verstaan, wat van die mens, wat stikkend en seer is, wat van die een, wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde? Moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in myself stap ek gevoelloos, by nood en seer van mens verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in die nood u hande te wees. Ek gee myself aan u as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. U staan ek voor u, net soos Jesaja, raak my nou aan met u heilige vuur, sodat ek oral u liefde kan uitdra. Hier is ek hier, u kan my stuur. Hier is ek hier, u kan my stuur. Hallelujah.
Ons gaan vandag 'n bietjie praat oor die heiligheid van God. Daarom is ons toetrede, die 177, Jesus groot oor almal. Na die groot dominee en groet, besing ons die heiligheid van God verder in die 175, wat dan ons lofsang is. Soos die oor van die diensknegt gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oor van 'n dienstmeisie gerig is op die hand van haar eienares, soos ons oor gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle almal van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Luister na die samenvatting van die wet van die Here. En daarna sing ons lied 239, vers 1 en vers 3, Jesus, rots vir my geslaan. Ons lees elke Sondag die wet van die Here, wat die Here van ons sê, en jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.
En dan is dit nodig dat die mens ook jouself sal ondersoek. Soos wat ek ook nou gedoen het, toe ons die wet van die Here gelees het. En as 'n mens dit doen, dan weet ons hoe ons nalat om die beeld van Christus in die wêreld uit te leef en dat ons soms liefdeloos is teenoor God en teenoor ander mense. Kom ons buig voor die majesteit en die heiligheid van God en ons bely hierdie sonde van ons met die sing van die 250. Skuld vir die Here beken en bely dat ons gesondig het, dan wil die Here ons ook vanoggend ons sonde vergewe en wil hy ons uitnooi om as verloste sondaars op sy tafel te kan aansit. Verseker ons van sy genade in Galasiërs 3, hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Sit maar. Ons gaan volgende by die geleerde saam lees uit 2 Samuel, hoofstuk 6. 2 Samuel, hoofstuk 6. Kom ons by die hoofde dan, bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons het die laaste paar dae gepraat oor genade. Die woorde outrageous gebruik vir die genade van die Here. Die Here gesê sy genade is ons genoeg. Ons het ook gepraat oor die voordele daarvan dat 'n mens 'n vreugdevolle mens is. Ons het nou vir ons in ons storie was, in mekaar was as kerkraad, ook weer enige alle opmerking baie lekker gelag. Nou hy sê die probleem, wat die gevaar van te veel staat maak op God se genade, om te ligtelik om te gaan met God en sy woord, kan maak dat 'n mens die heiligheid van God, as ek die woord mag gebruik, misken. Ek nie die enige kerk is daarvoor
bekend nie, maar daar is van die ander kerke, as ek dit ook so mag sê, wat die telly is met die Here. God is hulle maai, wie hulle kan praat en werk en verkeerde gaan soos hulle wil. Maar God is die heilige God. Kom ons lees 2 Samuel 6. David het al die uitgesoekte manne in Israel bymekaar gemaak, 30 afdelings uit klaargemaak en saam met die hele leer na Baala in Juda toe gegaan om die ark van God te gaan haal. Dit is die ark waaroor die Here die Almagtige wat oor die regeringstroon uitgeroep is. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa gelaai en dit weggevat uit die huis van Abinadab op die heuwel Ussa en Agio, seuns van Abinadab, het die wa waarop die ark van God was gedryf. Agio het voor die ark geloop, David en die hele Israel het uitbundig voor die ark van die Here gedans, begeleide liedere, lere, harpe, tamboeryne, ratels en simbale. Toe hulle by die dorsvloer van Nakom kom, gryp Ussa na die ark van God om dit neer te hou, want die os het gestruikel. Die toorn van die Here het in Ussa ontvlam, en God het hom net daar by die daad van heiligskennis getref. Het op die plek gesterf, langs die ark van God. David was diep ontstel, omdat die Here vir Ussa so weggeskeer het, en het daardie plek genoem Ussa se steer. Dit is nou nog die naam. Lees net tot so ver. Nou mens kan vra nou, wat het nou hier gebeur? Hier sien die hele klomp Israeliete, die hele volk, hulle dans en hulle jubel en hulle sing. En skielik tref God een van die Israeliete met die dood. Ons gepraat van heiligskennis, ou woord wat die ouer mense baie gebruik het. Dit beteken eintlik maar die skending of die ontering van iets wat heilig is. Al wat Ussa moet doen, is hy wil eer dat die ark van die maag kom. En God tref hom onmiddellik met die dood. Dink hierdie is 'n verhaal wat 'n mens so al ongemaklik voel. Onverstaanbaar. Klink selfs onregverdig. Ussa keer dat die ark nie op die grond val nie. Ek meen, dit is toch sekerlik 'n goeie draad om te keer dat hierdie hoogheilige ark nie op die grond val en breek nie. Mense sê dat verwag en dat daar stem in die hemels gekom wat sê, dankie Ussa. In plaas daarvan word Ussa deur God gedood. Severe teregstelling op die plek. Nou die vraag wat 'n mens kan vra, was God dan nou onregverdig? Sien hier, waar ons ook die menslik oor God begin dink, was God in 'n slegte by, asof God menslike bye het? Is dit 'n wispelturige God, wat maak net soos wat hy wil? Dit moet die ding van vir ons self van mekaar sê, wat is die verbondsark? Hoekom is dit so 'n heilige voorwerp vir God? Die verbondsark is 'n goue kus met die 10 gebooie daarin, die 2 kliptafels wat Moses by die berg Sinai gekry het. Dis binne in die ark, en daar's 'n goue deksel waarop 2 gerubs, 2 engele is, en dit is 'n besondere heilige voorwerp. Normale plek van die ark was in die allerheiligste in die tempel of in die tabernakel. Waar staat dit was dan nog nie 'n tempel.
'n gedeelte van die tabernakel wat afgesonder is, wat die allerheiligste genoem is, en die hoëpriester, net die hoëpriester, mag eenmaal 'n jaar daarin gegaan. Want God het duidelike voorskrifte gegee ten opsigte van die vervoer van die verbondsark. God het geweet, hierdie volk is besig om te trek, en hy het vir hulle voorskrifte gegee oor hoe hierdie verbondsark hanteer moet word. Nummer 4. Net voor die kamp versit, moet Aaron en sy seuns naderkom. Hulle moet die voorhangsel wat as bedekking dien, afhaal, en die afkaring, die getuienis is, daar moet toemaak. Hulle moet 'n sy van gebreide vel daaroor gooi, en dit met 'n groot blou doek toemaak. Dan moet hulle die draaghoute weer insteek. Net voor die kamp versit, moet Aaron en sy seuns eers die gewyde voorwerpe saam met hulle gereedskap toemaak, en dan met die Kehatite naderkom om dit te dra. Hulle mag nie aan die gewyde voorwerpe raak nie, want dan sal hulle sterwe. Hierdie voorwerpe van die tent van ontmoeting moet deur die Kehatite gedra word. Baie duidelike voorskrifte om aan die ark te raak, of so enigiets van die ander heilige voorwerpe wat gebruik is in die tabernakel, strafbaar met die dood. Dit is 'n baie duidelike opdrag van die Here gewees, goddelike bevel. As ons gaan kyk, die gedeelte wat ons nou gelees het, daar word gesê die draaghoute moet ingesteek word, so die ark was so ontwerp dat by die vervoer van die ark niemand daarin sou hoef te raak nie. Die ark moes gedra word deur hierdie spesifieke groep mense wat daarvoor gekies is. Geen voorsiening gemaak daarvoor dat die ark vinnig vervoer kon word te bewaar. Want die ark was nie maar net nog 'n houtkis nie. Dit was 'n sleutel van God se teenwoordigheid. So dit gelees. Dit is die ark waaroor die naam die Here die Almagtige wat oor die regeringstroon uitgeroep is. Ons op hierdie selfde deksel waarop die hoëpriester elke jaar die bloed van die jaarlikse versoenoffer moes sprinkel. So die feit dat Usa gesterf het, sê vir ons dat hy nie so onskuldig was. Hy het 'n duidelike voorskrif en wet van God oortree. Hy sterf as iemand wat God se waarskuwings geïgnoreer het. So hierdie doodstraf wat Usa gekry was nie onregverdig of onredelijk. Was nie die gril of die bevlieging van God nie. En eintlik was dit in die tyd waarin die mense geleef het, niks buitengewoon nie. En wat wel skokkend is die skielikheid en die finaliteit van hierdie straf. Dink ek weet hoekom ons soms maar by hierdie verhaal verby lees, behalwe die feit dat dit eintlik 'n skokkende verhaal is, lees ons maar daarby verby baie kere, omdat ons probleme het om die Bybelse begrippe van heiligheid, geregtigheid, sonde en genade reg te verstaan. Ons vind dit soms moeilik. Ons raak, as ek dit so, die ou mense het gesê, met permissie gesê, en met toestemming, ons raak mak vir God. Ons as mense raak kansvatters wat God se genade misbruik en dan dink dat God se genade is iets wat ons verdien. Maar herens in die woord van die Here dat ons God se genade kan verdien nie. Hy gee dit vir ons vry en nie.
Mense hoor partykeer dat mense sê, maar dit is vanselfsprekend. God moet my genadig wees, en my God moet dit en dit en dit vir my doen. Dis die gedagte wat die van ons agterkoppe loop. 'n verhaal vertel van 'n professor, wat miskien verduidelik oor wat ek probeer sê. Hy het 'n boekie geskryf met die naam van The Holiness of God, en as sê hy 250 studente gehad in sy Ou Testament klas. En hulle moes take doen, so studente maar moes doen, en hy het vir hulle die take uitgesit, hy het vir hulle die keerdatums uitgesit, en het vir hulle baie duidelik gesê, en het vir hulle gestel, as jou taak nie in is nie, dan kry jy 'n F, jy kry. Eerste taak, ons op die laaste dag in September inwees, net 225 van die 250 studente het hulle take ingelewer. En soos wat studente waar is, ander 25 het bewegend en beangst en met baie beloftes gepleit vir uitstel. En die professor het toegegee aan hulle pleidooie en uitstel gegee. Waarvoor die studente natuurlik baie dankbaar was en vol mooi woorde en beloftes. Toe kom einde Oktober en sê datum vir die tweede taak. Hierdie slag net 200 van die 250 wat tyd was. Hulle was nou nie meer so senuweeagtig en so paniekerig soos die eerste 25. Weer vol verskonings, verduidelikings en mooi beloftes. Weer was die professor hulle genadig. Maar hy het van hulle gesê, onthou, geen uitstel die volgende keer, en dan dryf julle die taak as julle laat is. En die studente was, kan die mens verstaan, baie bly daaroor. Sommige van die professor sê, professor Sprel, sy naam, ons is baie lief vir jou, en jy is wonderlik, en jy is so goeie professor. Excuse, die professor was nou hulle held. Die jong mense het al 'n regte Mr. Popularity. Raai wat gebeur in die einde van November toe die derde taak moet ingegee word. Net 150 van die 250 se take moet betyds in. Maar as jy die taak by die professor gevra, selfde storie, moenie worry die professor, ons werk daaraan, kan dit klaar maak. Professor het sy punteregister gevat, en almal wat net daar in sy naam begin lees, en vir hulle F gegee. Dis ons wat hy gesê het wat hy gaan doen. En studente was bietjie onwaardig hieroor, en het geprotesteer, en gesê, maar dis nie billik nie. En dan praat hierdie professor met een van die studente spesifiek, en hy student sê vir my, professor, ons moes, jy dan nou, by die eerste 2 take vir ons, uitstel gegee. Toe sê hy van, nee, dis reg, meneer, jy het uitstel gekry, maar, ek het ons gesê, jylle gaan dit kry, as jylle nie jylle take ingee nie, en jy sê om sê nou, en jy sê, ek is onwillig. Wat ek nou gaan doen, is ek gaan billik optree. Jou eerste 2 take wat laat was, daarvoor van jou geëet kry. Dus hierdie student baie omgekrap oor hierdie uitspraak van die professor, dat die professor nou so wreed kan wees, en sê nie, jammer professor, ek verstaan nou, sê die professor, goed, dan kry jy net vir die laaste taak. 'n duidelike beeld van wat ons doen, wanneer ons besig is met die genade van die Here. Die Here gee vir ons sy opdrag, hy gee vir ons sy wet, ons kom dit nie na nie. En as die Here ons ontstraf, dan gaan pleit ons om genade. En die genadige God wat hy is, gee hy vir ons genade.
Maar later dan word dit so erg, dat ons hierdie genade as vanselfsprekend aanvaar. God moet dit vir ons gee, soos dat die student gegaan en sê, maar die professor is nou onwillig. Sê ons dat God onwillig is. Maar God se vergifnis en sy genade het so ver gegaan dat sy seun aan die kruis gesterf het. Juist sodat God vir ons genade kan wees. Dis waarvoor ons vanoggend aan die nagmaaltafel gaan aansit. Want dit is die bewys van dit wat God vir ons doen. Dis nie sommer van net gaan aansit by die nagmaaltafel. As jy reg in die begin van die erediens gesê, mens moet jouself voorberei voordat jy gaan aansit by die tafel. Ons sê dit nie meer altyd so dikwels nie, maar dit is in die verlede was daar altyd gepraat van die heilige nagmaal. Dis 'n heilige maal waar ons gaan aansit en waar ons weer opnuut God se genade kan ervaar. Ons moet nie mak word vir God se heiligheid. God is nie ons maatjie nie, hy is die almagtige, groot, heilige God, skepper van hemel en aarde. Ja, ons mag juist daaroor, ons mag dit in vreugde ervaar, die nagmaalceremonie sê ook dit is 'n vreugdefees. Ons moet baie versigtig daarmee oorwees, dat ons nie God se heiligheid vergeet nie. Amen. Kom ons luister na die formulier van die nagmaal. Jesus Christus wil hê dat ons sy volgelinge die nagmaal moet gebruik, soos wat ons in 1 Korintiërs 11 vers 23 lees. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor bedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daarin drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Om die nagmaal op die regte manier te gebruik, moet ons onsself eers voorberei. Voorbereiding bestaan uit 3 dele. Eerstens moet ons nadink oor ons sonde en daarvoor om vergifnis vra. Tweedens moet ons glo dat ons sondes vergewe is, omdat Jesus Christus die straf vir ons sonde aan die kruis gedra het. En derdens moet ons dankbaarheid aan die Here betuig deur ons naaste lief te hê. Ons moet ook oor die betekenis van die nagmaal nadink. Eerstens is dit 'n herinneringsmaal. Die brood en die wyn is 'n herinnering aan die lyding en die sterwe van Christus. Tweedens is dit 'n ontmoeting met die lewende Here, want deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal teenwoordig. Dit wys ook op ons eenheid met ons medegelowiges, want in Christus is ons een liggaam. Derdens is die nagmaal 'n versekering. As ons die brood en die wyn neem, word ons verseker dat ons verbind is aan Christus, sy dood en opstanding, sodat ons voor God kan staan as mense wie se sondeskuld betaal is. Vierdens is die nagmaal 'n getuienis teenoor die wêreld daar buite. Deur die nagmaal te gebruik, bevestig ons as gemeente dat ons verwag dat Christus weer sal kom in heerlikheid
om die hemel en die aarde nie te maak. En in die laaste plek wys al hierdie dinge dat die nagmaal 'n vreugdefees is. Al praat dit van die lyding en sterwe van Christus, bereik ons die nagmaal met vreugde, want daardeur gee Christus vir ons deel aan die vrug van sy lyding, redding van sonde en ewige lewe. Wanneer die tafel voorberei vir die nagmaal, terwyl dit geskied sing ons lied 519. Hemelse Vader, baie dankie dat U Jesus na ons toe gestuur het, omdat U vir ons so lief het. Baie dankie Jesus dat U vir ons gelei het, en dat U aan die kruis in ons plek gesterf het. Ons is vir U lief, en ons glo in U. Seën ons dan ook, Here, wanneer ons hierdie gawe gebruik. Laat dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, en glo ons dat hy al ons sondes weggevat het. Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat die Here Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het, en glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
Nou dat ons gespesig is in die tafel van die Here, om het bly net so sit dan, bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, vanoggend wil ons U prys, wil ons U verheerlik, omdat U weet, omdat U weer aan ons die oorvloedige seën van hierdie sakrament gegee het. Die Here het ons versadig met die voedsel en die drank van die ewige lewe. U het weer vir ons die tekens en seels van U genade gegee. En Here, nou dat ons gevoed is in die seëninge van U offer ons onsself, ons liggaam en ons siel, as 'n heilige en kosbare offer, sodat ons almal, wat so pas met Jesus Christus verenig is, en deur Christus aan mekaar verbind is, elke dag sal groei in die geloof, dat ons sal verbly in die hoop, en dat ons sal bereik in die liefde van ons geloofsgenote. Mag lof, heerlikheid, eer en dank U heilige naam toekom, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing met 188 vers 1 en vers 2. Ons sing daar in al die verse, en omdat ons vanoggend weer wil uitgaan met die heiligheid van God op ons harte, van ons nie gaan dan heen sing nie. Die 169, ons slotsang en dan die seën.
dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen.